Hallo en welkom. Op reis hierdie week saam met twee van Jesus se disippels op hulle pad van wanhoop na hoop. En die eerste tree is om in eerlikheid en kwesbaarheid met die Here te deel wat ons beleef in gebed. En ons harte, tweedens, word dan brandend, soos wat ons die Here toelaat om ons te leer hoe om Jesus in elke bladsy van die Bybel raak te lees. Dat die Bybel gaan oor God se storie. Nou vandag wil ek jou nooi om saam met my te luister verder na hoe hulle reis van hoop na wanhoop gebeur het. Hulle kom toe naby die dorp waarin hulle op reis was. En hy het gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. En hy het breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en het hulle hom erken. En hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle het sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was. Ek is mal daaroor dat die twee disippels eers Jesus erken, toe hulle gaan sit en eet. Want die evangelies is vol van Jesus wat eet. Dis Leonard Sweet wat gesê het, Jesus het goeie kos geëet saam met slegte mense. So klink dit vir jou bekend, toe jy uit vandag se skrifgedeelte hoor dat Jesus die brood neem, dank, dit breek en hulle begin gee het? As jy dink aan die laaste ete wat Jesus saam met sy disippels gehad het, is jy reg. Die aand voor Jesus gekruisig sou word. En omdat Jesus geweet het dat hy sou ly en wat vir sy disippels sou voorlê, het hy hierdie laaste ete gedoen. En hy het vir hulle gesê, onthou my. Terwyl hulle hom aan die kruis sien, terwyl hulle wêreld in mekaar intuimel, is Jesus se uitnodiging, onthou my. Die pad van hopeloosheid, wanhoop na 'n lewende hoop, is om te leef met 'n diep bewussyn dat die opgestane Christus is by ons, om hom te onthou. En is so maklik om hom te vergeet, is dit nie? Toe God die Israeliete byvoorbeeld uit slawerny in Egipte bevry, is dit nie lank of hulle hom begin kla nie. Hulle hinker terug na Egipte toe. En toe Moses teen die berg opgaan en daar bly om God se verbond te ontvang, maak hulle 'n afgod. Hulle vergeet van God. En ons eie besig wees, en soos wat ons hoor van oorloë, soos wat ons die gevolge van verdeeldheid en uitdagings in ons land voel, is dit so maklik om van God se teenwoordigheid te vergeet. En iemand vra my onlangs, hoekom moet ek in die kerk glo? Kan ek nie maar net op my eie saam met God aangaan nie? En ons het gepraat oor hoe, wanneer ons volgelinge van Jesus word, hy ons deel maak van sy liggaam. En 'n liggaam het al sy ledemate nodig. Kyk, op my eie is dit baie maklik om so toegedraai te word in my eie vlak begrip van waaroor God en die lewe saam met hom gaan. Maar as deel van die liggaam van Christus, van die kerk, word ons genooi om aan dinge te dink en aandag te skenk, want ons dalk nooit sal gaan nie. Dink byvoorbeeld aan Lent. Kyk, ek is redelik seker dat as dit van myself afgehang het, sou ek heel moontlik elemente soos lyding en pyn of selfs twyfel net vermy het. Maar met die kerk se seisoene en sy tradisies, sy praktyke word ons ingetrek by 'n groter verhaal, die van God en van sy verlosser. Nou, een van die kernpraktyke van kerk is dan ook nagmaal, om saam te kom, brood te breek, die wyn te drink, sodat ons hom kan onthou. En hierdie praktyk is ook een wat ons in ons elke daagse lewe kan inwerk met elke ete. As jy 3 maaltye 'n dag eet, het jy 7 dae, het jy 21 geleenthede elke week om aan Jesus herinner te word. Soos wat ons dink aan die nagmaal, hom onthou, kan elke maaltyd ons ook aan Jesus herinner. Wanneer jy kyk na wat jy eet, of dit nou 'n appel of brood, kaas is, iets het sy lewe gegee, sodat ek kan lewe. En dit wys na hom, dit wys na Jesus.
So wanneer ons aansit vandag om te eet, mag jou gebed wees, Here, die energie wat ek uit hierdie maal kry, mag ek U daardeur onthou, mag ek U koninkryk uitleef. Het jy opgelet? Lukas gee net die naam van een van die disippels, van Kleopas. Nou daar's baie spekulasies oor wie die ander disipel was. Maar ek wonder of Lukas nie dalk opsettelik vir ons nie die naam van die ander disipel gee nie en ons daardeur innooi om op hierdie reis van wanhoop na hoop te gaan, om God raak te sien. Vir hierdie twee het die Vrydag van Jesus se dood eers 'n goeie Vrydag geword, toe hulle hom sien en sien dat hy die dood uit opgestaan het. En die reis van wanhoop na hoop is in die wete, die ervaring, dat die dood in enige vorm, in enige situasie, in jou eie lewe of in ons wêreld het nooit die laaste sê nie. En dis met hierdie hoop, dat God met ons is, dat dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het in ons leef, dat ons kan leef as opstanding Sondag mense in 'n goeie Vrydag wêreld. Mag jy hom vandag raak sien in watter ete jy ook al doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons voortdurend nooi na 'n dieper lewe saam met U. Here, dankie dat U lewe een is van hoop, van genade, en 'n diep ervaring van U nabyheid en U teenwoordigheid. Here, en help ons om vandag U te onthou in wat ook al ons doen. Here, en help ons om by elke tafel waar ons sit, mense van genade en hoop te wees. En dankie dat die Gees ons hierin lei en leer. Amen.